is Arabie Musito. Ek is tans in graad 11 by Hoërskool Vaal en my onderwerp is risiko. Wanneer laas het jy iets gedoen wat jou hande laat sweet het? Iets waar die kans op mislukking net so groot was as die kans op sukses. Geagte voorsitter en my mede-toeskouers. Daardie grys area tussen vrees en dapperheid is die plek waar ons lewens werklik gevorm word. Volgens die amptelike standaarde van die internasionale gehaltebeheer-organisasie word die terme risiko gedefinieer as die moontlikheid van 'n negatiewe uitkoms of 'n afwyking van die verwagte resultaat. Maar ek staan vandag voor u om daardie definisie uit te daag. Ek sê vir u, dit is juis daardie afwykings wat verseker dat ons nie sogenaamde toeskouers van ons eie bestaan word nie. Dit is die argitek van ons toekoms. Om hierdie rede rig ek my onderwerp vandag onder 3 kernstandpunte. Eerstens, risiko dwing die mens uit stagnasie na karaktervorming. Wanneer ons binne ons gelieflike gemaaksone bly sit, gebeur daar absoluut niks niets nie. Dit is eers wanneer ons die gevaar van mislukking vierkantig in die oë staar, dat ons ware innerlike potensiaal getoets word. 'n Resente sielkundige studie oor tienerontwikkeling in die joernaal Teen Ink sê dit is onbeheerlik om emosionele veerkragtigheid te bou. Sonder risiko bly die karakter swak en ongetoets. Dink aan 'n spier. Dit moet eers onder fisiese druk geplaas en effens geskeur word om sterker te kan teruggroei. Net so bou die neem van risiko's blywende deursettingsvermoë en selfvertroue. Of ons nou val of ons nou slag, die karakterwinste bly permanent. Tweedens, risiko dien as die brandstof vir grootskeepse innovasie en sukses. Kom ons wees eerlik met mekaar. Geen groot uitvinding, mediese deurbrake of suksesvolle internasionale besighede het ooit sonder die element van risiko ontstaan nie. Gevalle studie in die Rudolf Argie toon die grootskeepse tegnologiese deurbrake, soos die van die entrepreneur Elon Musk, uitsluitlik te danke is aan berekende wagmoed en die aanvaarding van moontlike mislukking. As visionêre leiers deur die geskiedenis heen altyd net veilige, bekende en maklike roetes gekies het, sou die wêreld vandag nog iewers in die donker eeue stil gestaan het. Sukses is nooit 'n vooraf bepaalde waarborg nie. Dit is 'n kosbare beloning wat uitsluitlik aan die voorkant van wagmoed lê. Derdens, die grootskeepse risiko in die lewe is juis om absolute geen risiko te neem nie. Die persoon wat niks wag nie, doen niks, het niks en beteken op die ou end niks. Fisiologiese analisie in die Betzelbaai databasis bevestig hierdie harde realiteit om risiko's totaal te vermy. Beskerm jou dalk teen korttermynpyn of teleurstelling. Maar dit sluit jou terselfdertyd permanent uit van ware geluk, dien lewenservaring en blywende lewensvervulling. Jy kan nie die lewe voluit leef as jou hoofdoel bloot die vermyding van foute is nie. 'n Lewe sonder risiko is nie veilig nie. Dit is 'n lewende dood van absolute stagnasie. Om saam te vat, risiko is nie iets wat ons in die pad moet staan of wat ons moet vrees nie. Dit verhoed dat ons stagnante toeskouers word. Dit dryf wêreldveranderende innovasie en dit bou ons karakter op maniere wat niks anders kan nie. Daarom vra ek vandag vir u, wanneer u voor daardie kruispunt tussen vrees en dapperheid mekaar ontmoet, moenie terugdeins nie. Moenie bloot op die passiewe paviljoene van jou eie lewe sit en toe kyk hoe die ander die prys wen nie. Neem die risiko, stap met oortuiging in die grys area in en word die argitek van jou eie toekoms. Ek dank u.